Baie dankie Here dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan wees. Dat ons kan weet U is ons God, ons meester, ons krag, ons lewe, ons eer U daarvoor. Here, daar is niks wat ons kan doen meer in hierdie lewe om iets te bereik voor U nie. Maar U gee dit vir ons verniet. Daarom sê ons dankie, Here. My gebed is dat U elke persoon in hierdie plek sal seën. Dat U werklik elkeen sal seën vanmôre met die seën wat alleen van God kom. En ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, U neem die sitplek. Baie welkom in die huis van die Here vanmôre. Amen. Is jy bly om hier te wees? Prys die Here. Die Here is goed vir ons. Alles wat goed is, kom van God af. Niks wat die duiwel ons kan bied of gee, is goed nie. Die Bybel sê in Johannes 10 vers 10, die tweede gedeelte, hy kom net om te steel, te slag en te verwoes. Hy kom net daarvoor. Hy kan nie iets anders doen nie, maar God het gekom om ons lewe in oorvloed te gee. Prys die naam van die Here. Ek wil graag net 'n paar skriffies lees en bietjie met u praat vanmôre. Eerste een is opgedeel Spreuke, die 18de hoofstuk, net een vers. Die 21ste vers. Spreuke, Proverbs 18:21. Hy sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Baie duidelik stel hy daar, dood of lewe. Daar's nie grys areas met God nie. Dis of die dood of die lewe. Is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Van wat gebruik? Die tong gebruik om of lewe of dood uit te spreek. Nou ek glo vanmôre met my hele wese, daar's nie een in hierdie plek wat graag die dood wil uitspreek nie. Die negatief wil uitspreek nie. Maar ons wil die lewe uitspreek. Ek wil hê moet weet dat, ekskuus tog, reg deur die woord lees ons en leer ons van seën en vloek, dood of lewe. En reg deur ons eie lewe is daar tye van vloek en tye van seën. En deur die jare het ek gesukkel in die bediening, en dit is om te praat oor geld. Sê 'n bietjie geld. Nee, ek gaan nie praat oor geld as ons nie, want ek het een ding besef en ek wil hê net volg vir 'n paar oomblikke. Ons gaan, as die Here ons lei, gaan ons vir die res van hierdie maand in die oggende oor seën en vloek en die beloftes van God praat. Wie wil graag die beloftes van God hê? Prys die Here. En weet jy wat? God wil dit vir ons gee. He wants to bestow his blessings upon his church. Ek glo nie vir een oomblik dat die Here wil hê dat en ek swaar moet kry onder die las van hierdie lewe nie.
Hoe gaan het met jou, my broer? Dis baie moeilik. Luister mooi. Ek het nie gevra of het moeilik is nie. Ek het gevra, hoe gaan het met jou? Want God wil hê dat het met jou, sê die woord, en jou met alles moet goed gaan. Met alles. Wil God hê dat het goed gaan. Nou, vir my om te vra, was nog altyd baie moeilik. En toe besef ek een ding. En dit is, die woord sê, het is moeilik om te vra. Het dit geweet. Daarom sê die woord, in Handelinge 20 vers 35, Jesus self, by die bergpredikasie, en ook opgeteken in Handelinge, dit is saliger om te gee, as om te ontvang. Dit is saliger om te gee. The Engels, it is more blessed to give than to receive. Hoor wat sê die apostel Paulus in 2 Korintiërs 9 vers 7. Laat elkeen, soos hy hom in sy hart voorneem, gee. Laat elkeen gee soos vir hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. Ek weet nie of jy al opgemerk het, as jy na die Spar toe gaan, of Checkers, of wat ook al, gaan, hoe klein is die noot? Het jy dit al opgemerk? Hy is kleiner, maar die kerk, hy rek so, want jy hom vast hier, jy wil nie sommer, laat hy gaan nie. Dis moeiliker, maar hy sê, dit wat jy in jou hart beplan, voorneem, om te gee, want God het 'n blymoedige gewer lief. Met 'n smaak gee ek vir die werk van die Here. Amen. Wie het God lief? 'n blymoedige gewer. Dan sê vers 8, en God het die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees. Sê 'n bietjie oorvloedig oor my. Prys die Here. Sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê. Hierdie vers. Ek dink as ek hom nou Sanet uitgetik het, of jy hom uitgetik het, sal ons amper graag so 10 stukke van hierdie wil hy op die yskas, in die kar, en in die boot, en oralste waar jy kom, wil ons hierdie plak. Luister mooi. En God het die mag om alle genade oorvloedig oor te jou te laat skyn, sodat jy altyd en alle opsigte volop kan hê. Halleluja. En oorvloedig te kan wees in elke goeie werk. Wel, pragtige vers in Spreuke 22:9. Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood aan die armer gee. Amen, dit is wel mooi. Wie vriendelik is, hy word geseën. Ek het dit al een keer genoem, jare terug, daar in Pietermaritzburg, het pastoor Duisel hulle gebly, in die pastorie, en die kerk was so op 'n sirkel. En die tesourier, hy was maar nie so vrygewig nie. En die dag toe gaan staan, pastoor Duisel daar in sy jaard, en is op die sirkel, en hy sê, ag Here, voorsien toch vir my, vir 'n brood. Hy sê die volgende oomblik, toe kom daar die kar van daai tesourier daar omdraai.
En hy het so 'n paar brode gekoop wat op special was. En dat is so warm een. En toe hy verby ry het, hy sê, "Is vir jou brood, pastoor!" En hy land voor hom. Nou dis nie iemand wat vriendelik is om te gee nie. Maar as jy met vriendelikheid gee, daardie man sal nooit 'n seën ontvang nie, want dit is teen die woord. Maar die woord sê, as jy vriendelik is en jy gee, dan word jy geseën. Amen. Dis 'n paar dingetjies wat ek neergeskryf het, wat ek gister gelees het. Giving should be a personal choice you make in your mind, not a task done with grief and anger. Amen. As ek dit mag sê, en ek sê dit nie in oordeel nie, as jy nie in vriendelikheid kan gee nie, los dit liewers. Want jy doen meer skade, nie aan die persoon wat het sal ontvang nie, maar aan jouself, want jy gaan nie 'n seën ontvang nie. Ook het iemand geskryf, God cares more about your happy attitude than the exact size of your gift. Ek sal nooit vergeet, daar was 'n ryk pa, werklik voor my oë afgespeel. En hy kom by sy kleinseun, die dag is sy verjaarsdag. En almal het hulle geskenkies gegee, en een van die persone daar het vir die kleinseun so klein houttreintjie gekoop, wat hom gefascineer het. Klein so. Maar na alles klaar is, toe kom die persoon daar in, en hy bring 'n boks, maar groot soos daai, werklik so groot soos daai 'n klavier omtrent. En hy maak dit oop, en daar is 'n elektriese Audi. Presies, hy deure als. En as jy hom aansit, dan loop hy natuurlik so elektriese motortjie. En hy was so opgewonde, en hy sê, kom kyk, en die seun het net so gekyk, en teruggegaan en maar die treintjie speel. Sien, if you do not give with a happy heart, the size of the gift does not count. Om terug te kom na die vloek en die seën, nou wil ek 'n paar versies lees uit die woord van die Here wat ons baie keer misverstand het. Reg in die begin van die woord word die woordjie vloek alreeds gebruik. Genesis 3 vers 11 sê, en hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Vers 17, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Ek het ook toe ek jong was, niks van arm gehou nie. Want ek moes bossies uittrek. So dis arm se skuld. Want vervloek is hy en al hierdie dinge. Maar luister, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Vers 18, dan sal jy, ook sal jy vir jou dorings en dissels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet, omdat hy verkeerd geluister het, reg in die begin. Dan word daar weer in Maleagi 3 vers 8, hier aan die einde van die laaste hoofstuk van die Ou Testament. 3 vers 8, mag 'n mens God geroof, want julle beroof, maar julle sê, waarin het ons u beroof? En die tiendes en die offergawes. Met die vloek is julle belaai, en toch beroof julle my, die hele nasie, vers 10, bring die hele tiende na die skatkis, sodat spys in my huis kan wees. Hy praat hier in die Ou Testament, baie mense nou, wat het baie gemaklik,
en dis nou die tyd wat in ons lewe, dat dis nie relevant of jy 10de gee of nie. Wel, dit hang van jou af. Jy sien in die ou dispensasie, die wette, was 'n wet neergelê en gesê, dit is wat jy doen, dit is wat jy nie doen nie, daai dinge doen jy en daai dinge doen jy nie. So nou ons moet by die wet hou, maar hulle kon nie by die wet hou nie, want net die Jode self het oor die 3000 wette. Nou hoe op aarde gaan jy al die wette hou? Nou sê, as jy van een van die wette gebreek het, het jy die hele wet gebreek. Nou sê, hoor wat sê verder. Bring die Here 10 na die skatkis, so daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog daarin. Hierin. Wat beteken dit? En ek het dit paar keer al genoem. Ek het nog net een keer in 22 jaar, sê amen, in 22 jaar het ek oor geld gepraat. Dis pas toe Jannie se job en Willie se job. En vanmorgen die Here my gesê, jy praat. Maar luister mooi, dit gaan nie oor geld nie. Luister mooi. As ek geseën wil wees, en ek bring die 10de na die skathuis, luister mooi, na die huis van die Here, sodat daar spys in my huis kan wees. Dit is saad wat gesaai word, wat klaar oorgemerk is. As u 10 rand gee, of 100 rand gee, in ons skatkis in, en daar word oormerkende gedoen, sê, dis vir boufonds, gaan Willie dit nie gebruik vir aardappels nie. Hy gaan dit gebruik vir boufonds, dit word in die boufonds rekening geplaas. Hoekom? Omdat dit die saad 'n naam het. Maar 10de het ook 'n naam. En dit is 'n huis en spys. Dan wanneer ek 10de gee, dan is ek verseker dat u nooit sal sit sonder 'n dak oor jou kop nie. En jy sal nooit honger ly nie. Kyk maar in jou lewe, hoe God voorsien het. So sê die Here van die weerskare, of ek vir julle nie vensters in die hemel sal oopmaak, en julle, luister mooi, 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Dis saad wat gemerk is. Hoor wat sê vers 11. En hierdie is die groot geheim om te kan gee. Moet asseblief nie uitgaan en sê, die pastoor het nou gesê, ek moet my 10de gee nie. Nee, luister mooi. As ons dan die argument gebruik, dat het die Ou Testament is, fine, dat is die Ou Testament. Dis 'n wet, wat daar moet wees. In ander woorde, ek moet dit doen. Maar as ek in die nuwe dispensasie, is ek nie verplig om het te doen nie, maar die Heilige Gees lei my om het te doen. Want het gaan nie oor wat ek gee nie, en ek het vrymoedigheid om het te sê, dit gaan oor dit wat ek gaan ontvang. As ek dit gedoen het, luister mooi, sê vers 11, ek sal ook die springkaan van jou afweer, sodat hy die opbrengs van jou grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Vers 12, en al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat dit die land van welbehaag sal wees, sê die Here
van die leerskare. Hy sê in Engels, to bring the full tithe to the storehouse, that they may be food in my house, and thereby put me to the test, saith the Lord. If I will not open the windows of heaven upon you. As God eers die vensters van die hemel oopmaak, en hy begin oorvloedig vir jou gee, dan sal jy nie meer wat om te doen met al die dinge wat hy jou gee nie. Jou gesondheid, jou familie, jou vriende, jou gemeente, jou motor, jou kos, jou diere, alles kom van God af, is dit nie so nie? Want dis wat God wil hê met ons gebeur. Nou sê hy hierdie woorde, net in die paar versies, toets my, is die enigste tyd wat hy dit sê, test me. As jy die Here wil toets, dan kan jy hom nie toets deur niks te doen nie. Jy kan nie toets om niks te doen nie. Jy toets die Here deur om in beweging te kom om te gee. Alles wat vir die armes of wat ook al as jy gee. Toets die Here. Ek sal die vensters van die hemel vir julle oopmaak. Oorvloedige seën uitstort. Meer as genoeg. Die springkaan vir julle afweer. Vrugbare grond en 'n land van welbehaag. Hy sê by springkaan afweer in die Engels so mooi. To rebuke the devourer. Om die vyand te vervloek. Wat probeer om jou arm en beklaanswaardig te maak. Hoor wat sê die woord van die Here. Hebreërs 11. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof word opgewerk deur jou spraak. Geloof behaag God. Geloof gee jou 'n stand voor God. En dan een van die wonderlikste verse wat ek al baie keer oor gepreek het, ek geniet het om daaroor te preek. Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. As jy nie geloof het nie, kan jy God nie behaag nie. Want hy wat tot God gaan, luister nou mooi, hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en dan ek moet glo dat dit God is wat ek voorstaan, en 'n beloning is van die wat hom soek. Amen. If you seek God with a diligent heart, dan kom die Here en hy neem aandag en hy kyk en hy sê, daar's iets wat my roer. Daar's iets wat my roer. En dit is wanneer ek in beweging kom. En dan bly dit nie by tiende nie, dit bly in my aanbidding. Hoe ek God aanbid. Aanbid ek God om te ontvang, of aanbid ek God om eer aan hom te bring. Amen. Ek loof en prys God vir wie hy is, en 'n beloner van dit wat hy beloof om te gee. So as jy dit nie seker is nie, werk gou saam met my. Steek net jou regterhand op. Sê ek bring lof en aanbidding aan God. I bring praise and honor to God. Hallelujah. En dit bring God in beweging. That moves the arm of God. En broer en suster, as dan nou
een persoon is wat kan, daar's baie hier, ek wil nie oopmaak vir getuienis nie, want dan gaan ons vanaand miskien huis toe. Oor dit wat God doen, as ek in beweging kom, om iets vir God te doen. En hy sê, ek kom om oorvloediger oor jou te gee, uit die hart van God. But it starts with a step from my direction. As ek die tree gee, as ek net die tree gee, halleluja. Ek was hierdie week in Natal, en ek het met 'n kollega van my gepraat van Burundi, en as die Here my dit toelaat, en hy kan, wil ek hê hy moet hiernatoe kom. Hy het seker so 2 of 3 ure met ons gesels, en ek was so gestig, om te dink waaruit hy hom kom, en hoe dat die Here vir hom voorsien. Magtiglik. Jy sien, want in dit wat ek is voor God, is ek ook onder sy beskerming. Ek onderwerp my aan God. Hoekom onderwerp ek my aan God? Want dan kom ek onder God se voorsiening, en ek kom onder God se beskerming. Nou wil ek net vir so 1 oomblik met die susters praat. Kan ek net al die susters se hande sien? Die broers moet nie nou julle hande ons. Julle hou verskriklik daarvan ons 'n troue doen, nee. As sê, en ek onderwerp my aan my man, dan sê hulle, ek het net gesê, wat is onderwerping? Onderwerping beteken, ek kom onder jou voorsiening. Sê amen, suster. En ek kom onder jou beskerming. Anita, jy is onder Dawie se voorsiening. Jy sê moet uithaal, Dawie. Voorsiening. En beskerming. Net voor wat pastoor Oliver vir my sê, nou toe hulle daar was, hy kom van Burundi af, en hy het 'n winkeltjie daar, klein winkeltjie, hy is so groot soos hierdie stukkie wat hy klere en goed verkoop. Hy is eintlik in die bediening en verkoop hy daai paar goedjies. En hulle stroop daai hele Richmond. Hulle loop daar op en af. En hulle kom by hom. Hulle staan voor hom. Hulle sê, take these clothes. We're going to burn your shop. En hy het al gestaan en vir hulle gekyk. En hy draai na sy vrou toe. En hy draai weer na hom toe. En hy het net al gestaan. Die volgende oomblik, toe draai daai 6 manne om en hulle hardloop. Want die gesag van God bring ook beskerming. Hy sê hy met iemand ontmoet in Johannesburg, en hy kom daar by Rosebank, by een van die stasies, en sy vriend loop saam met hom op, hy trappe op, en toe hulle daar staan daar 4 manne, elkeen met 'n mes in sy hand, en hulle sit dit hier so om, hulle soek als, vat sy cellphone, hy sê, can I just make one call to my friend, please, then you take my cellphone. Yes, but hurry. Hulle is arrogant. Hy sit die foon hierso. Hy sê, Jesus! 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 En hulle hardloop weg. Hulle is nou nog aan die hardloop. Hy sê, they did not realize that Jesus was my friend. Jy sien, God bring, en dit is wanneer ek kom, om my hart oop te maak, en vrygewe is net, om te sien,
ek gesê, dit gaan nie oor tiendes nie, dit gaan verder meer as tiendes, want dit hou die springkaan weg van jou af. God is 'n voorsiener, hy gee. Bukste was jou, as ek mag getuig net gou, Buks moet gaan, hy moet vir 'n operasie gaan, en hy besef hulle het nie die geld nie, en hy sê vir hulle, ek sal nie kan kom nie, want ek het nie geld nie. Hulle bel hom terug, sê meneer, kom net in, asseblief, alles is klaar betaal. Hy weet tot vandag, as ek reg, hy weet nie wie dit betaal. Maar dis hoe God kom, en hy kyk na sy kinders. Terwyl jy slaap, is God al daar, en hy is besig om te waak oor jou. Hy is besig om jou te beskerm. Want jy sien, wanneer ons kom met vrymoedigheid om voor God te gee. God begin met niks. Kom ons lees net gou. 1 Korintiërs 17 vers 8. Ek is amper klaar. Sê amen. Ja, paar ouens is bly. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, dis nou Elia. Maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. God works in mysterious ways, His wonders to perform. As jy werklik sukkel, of jy moet na 'n plek toe gaan, en God sê vir jou, gaan daar so, daar is 'n ou weduweetjie, ek sal sorg dat sy vir jou sorg. En hy doen dit. Sarfat beteken a workshop for the refining of a smelting of metals. En hierdie vroukie het niks. En nou sê die woord van die Here vers 11, terwyl sy loop, hy is nie, ekskuus tog net vooruit, gaan en gee vir my 'n brood. Die Bybel sê, terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy haar na en sê, bring toch vir my 'n stukkie brood saam. Stukkie brood is net so goed soos tiendes. Want God sê, bring dit, sodat ek kan vermeerder. Maar dit lyk nie altyd so nie, dit is 'n weduwee. Maar sy antwoord, hoor nou wat sê die vrou, so waar as die Here en God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en maak vir my en vir my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. Vers 14, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here seën op die aarde sal gee. Gaan. En dadelik sê die vroukie, maar ek het niks. Sê my eie taal kan sê, wat verwag jy, man van God? Kyk wat het ek hier so, kyk hier. Dis al wat ek wil het, en daar is my seun, ek gaan nou die laaste maak. Dan gaan ons eet, en dan gaan ons nou maar sterwe. Sy spreek dood oor haarself. Maar sy reageer op die woord van die man van God, en sy gaan. Weer, terug te kom na Maleagi vers 10, beproef my toch hierin. En sê dat ek nie oorvloedig oor julle sal gee nie. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, en hy en haar gesin daar lang, die meel in die pot het nie minder geword nie. Skus. Opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Elia gespreek het.
En net ten laaste, Abraham, Isak, Jakob word beskou as die belofte van wat? 'n nageslag. Maar weet jy wat? God gee vir hulle 3 vrouens onvrugbaar. Al 3 van hulle. Onvrugbaar. Jy sien van God werk anders as die mens. Abraham, ek gaan vir jou 'n nageslag gee, maar my vrou is onvrugbaar. Isak, ek gaan vir jou 'n nageslag gee, maar my vrou is onvrugbaar. Jakob, wat van jou? Ek kan ook nie, ek is ook onvrugbaar. Maar God gee vir hulle 'n geslag dat tot vandag word gesê, die God van Abraham, Isak en Jakob. Die geseëndes van God. It's good to be a blessed of God. Het is goed om 'n geseënde van die Here te kan wees. Die Here werk in baie verskillende maniere. Dit kom maar net by my op. Ek het nie in my notas hierdie nie. Ons is in Londen. Ons het al ons geld gespandeer. Ons haal 3 treine. Dan gaan ons lughawe toe. My vrou en my seun en ek. Ons het nog nie breakfast gehad nie, maar ons gaan dan maar iets op die vliegtuig kry 4-5 ure later. En ons loop by en ons kom op roltrappe, maar is van hier af tot daar by die dak bo. Dis baie en die mense loop, ons is teen mekaar. Die volgende oomblik toe sak my vrou net hier af. En sy kom op. En sy sê, kyk hier. Toe tel sy dan net op onder haar voete. 20 pond. En so sê ek praat nie van 20 rand nie. Oom Jan, 20 pond. Jy koop die helfte van Londen, man. 20 pond. Ek sê my vrou, wat gaan jy nou doen? Sy sê, nee, ek gaan julle stiek vir breakfast. Sit daar by McDonald's, ons eet 'n breakfast, koffie, koeldrank, and change. That's the way God works. Moenie dink, God sien nie die klein dingetjies nie. Moenie dink, God gaan vir jou verby. En moenie vir een oomblik ding, en ek sê dit nou, omdat daar mense is wat so, maar daar gebeur nooit iets met my nie. Jy moet iets vat. Jy moet die olie laat loop, jy moet iets begin. Dit begin nie met 'n niks nie. Al is dit net die tree wat jy gee. God sien dit raak. En dan kom God en die Bybel sê, en sal volgende week verder daaroor praat. Hoe werk God wanneer ons in aksie kom? Wie wil van die Here 'n seën vanmôre? Kom ons staan gou op ons voete.